Geliefdes, ons maak vandag die woord van die Here oop vir die tweede keer by Openbaring. Ons lees saam vandag Openbaring 3. Vir die van julle wat vir ons gaste, ek het gesien daar's nog 'n besoeker wat ek gemis het vanoggend. Baie welkom aan daai besoeker ook. Vir ons besoekers, ons is besig tans met 'n reeks prediking rondom Openbaring. So ons is nou vanoggend, gaan ons verder met hierdie reeks prediking en ons kyk vanoggend na die stad van Sardes. Ons lees saam Openbaring 3 vers 1 tot 6. Skryf nou aan die leraar van die gemeente van Sardes. So sê hy wat die 7 geeste van God en die 7 sterre het. Ek weet alles wat jy doen. Ek weet dat jy die naam het, dat jy lewe en tog is jy dood. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Maar julle het dan 'n paar mense daar in Sardes wat nie baie klere besoedel het, of wat nie hulle klere besoedel het. En hulle sal altyd in wit klere by my wees, omdat hulle dit waardig is. Elkeen wat 'n oorwinning behaal het, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat hy aan my behoort. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Ons fokusvers is vers 2 en 3. Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan om dood te loop. Wat julle doen, vind ek nie goed genoeg voor die oë van my God nie. Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal ek onverwags kom soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer ek op julle sal afkom nie. Dit is deel van ons preekreeks. Kerk nie lê soos een wat dood is nie. Ons tema van vanoggend, 'n dringende herstel van 'n kwynende geloof. Geliefdes, ons elkeen het al een of ander tyd in ons lewe op plaas rondgeloop. Of ons nou 'n kind was, of onlangs, of ons bly op plaas, hoe ook al dit sy. Partykeer as ons hier afry, van ons lidmate wat in Parys se rigting bly, weet soos wat ons ry, sal ons sien, op die verte is 'n boom. Enige boom, dit maak nie saak, dit is 'n spesifieke boom. So daar in die verte sien ons daar so 'n boom. En dan klim ons uit ons kar uit en ons wil gaan kyk. Miskien is dit nou 'n lekker plek om in die lente 'n piknik te hou. Soos wat ons daar staan en uitklim en na die boom toe loop, lyk die boom nogal redelik indrukwekkend. Ons dink, "Sjoe, dit lyk nogal mooi." En soos wat ons nou daar besig is om te kyk hoe dit lyk, kan 'n mens nou eintlik daar 'n piknik hou. Soos wat ons nader kom, sien ons daar's hier en daar takke waar daar 'n bietjie blare af is. Dis oké. Dit is nou op pad, ons is nou op pad herfst toe, winter toe, maar in herfst op pad winter toe. Dis oké. Dalk is dit maar net 'n paar van die blare wat afgeval het, die lente kom, alles wat groen is. En soos ons nader stap, sien ons van die bas het al afgeval. En nog nader sien ons, daar is klein gaatjies. En dan skielik val daar 'n tak hier langs ons. En dan besef ons, dat die boom staan dood. Die bietjie blare wat nog daar oor is gevolg van dit wat nog daar is, maar die wortels is deurdrink van termiete. Die boom staan dood as 'n monument van iets wat eens was. En dit is ook wat ons vanoggend in ons teks sien. Van ver af lyk die boom, lyk die gemeente pragtig. Maar daar's nie meer groei in die binnekant. En dit bring ons voor 3 belangrike vrae, of 'n paar belangrike vrae. Is dit moontlik om godsdienstig te lewe
maar dood te wees? Kan 'n mens 'n goeie reputasie hê, vir 'n geestelike lewe bekend wees, maar koud wees in ons verhouding tot God? Kan ons so besig wees met die dinge van God, dat ons God van die dinge vergeet? Vandag staan ons by die brief van Sardes stil. Ons het sover nou al gekyk na die gemeente van Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, en dan nou uiteindelik vandag in Openbaring 3 vers 1 tot 6, Sardes. Terwyl ons nou so saam stil staan by hierdie, sien ons dat hierdie brief is nie geskryf aan mense wat een of ander skandaal in die gemeente het. Dit was nie 'n voorblad artikel gewees. Hulle is ook nie deur snaakse sektes oorval nie. Dit is 'n brief wat geskryf is aan goeie mense. Mense wat goed is, of lyk goed, of hulle goed is, en uiteindelik is dit koud waar hulle is. Vers 1 en 2 en 3, waar ons tema uitkom, wys ons op 'n dringende herstel van 'n geloof, wat dan nog daar is, maar baie amper uitgedof. Om die erns te verstaan wat Christus hier probeer sê vir die gemeente, moet ons 'n bietjie kyk na waar die gemeente uiteindelik geleef was. So geskiedkundig was hierdie gemeente op 'n plek gewees op 'n bietjie van 'n heuwel en wel seker maar 'n bergkransreeks, want om die stad was daar afgronde, daar was 'n klippe, daar was niemand kon nie daar uitkom nie. Jy gaan 'n paar dae klim teen rotse op as jy by die stad uitkom. So die enigste manier hoe jy by die stad kon kom, is met die pad wat in die stad instap, of ingaan. So reg rondom die stad is daar 'n natuurlike verskynsel van 'n afweermiddel. Iemand gaan nie net sommer jou aanval nie, jy gaan sien daar kom iemand opklim. Maar die geskiedenis het dit baie duidelik geword, dat die stad se wagte het gedink, ons kyk, ons het ons nou hierdie natuurlike afweermiddel, kom maar, so elke knip elke nou en dan. Sondagmiddag slaapie vat. En tot hulle skok, het hulle nie net een keer nie, maar 2 keer het die stad tot 'n val gekom, al het hulle hierdie omringende gebied gehad. Die eerste keer was onder 'n Kores van Persië, en die ander ene, die tweede keer dat dit plaasgevind het, was onder Antiochus die Grote. So 2 verskillende geleenthede is hierdie stad binnegeval, en het hulle tot 'n val gekom. Want die wagte swaar. Hulle het valse vrede. Hulle het 'n vrede dat niks mos by ons gaan kom. Valse vrede. Maar Christus sê vir hulle in vers 2, word wakker. Hy gebruik nie net sommer 'n beeld nie, hy gebruik iets wat in hulle gemeenskap duidelik baie sigbaar geword het. En hy sê vir die gemeenskap, maar ook vir die gemeente spesifiek, moenie doen wat julle voorgeslagte gedoen het of voorgangers gedoen het nie, word wakker. En as ons dit nou so platvoers kan stel, as jy skrik vir iets, skrik net wakker. Kom by en word wakker vir 'n word verlig. Daar's 'n ernstige situasie daarin. Anderster as die briewe wat geskryf is aan Efese en Pergamum, is daar in Sardes geen melding van vervolging nie. In Sardes is daar ook geen afgoddienste soos byvoorbeeld ons gesien het by die Nikolaïte, sowel as die Heer van Biliam. Vir alle doeleinde, alle praktiese doeleinde is die gemeente goed gelyk. Van die wêreldse standaarde het hulle goed gelyk. Hulle het ordelike eredienste gehad, waarskynlik, ons weet nie, ons spekuleer, maar daar was niks teen hulle gesê daaroor nie. Hulle het goeie administrasie gehad, en hulle is nie in vyandskap gewees met die wêreld nie. Klare rooi vlag wat vir ons moet opgaan. Want 'n gemeente wat in vrede saamleef, saam met die wêreld, getuig dat daardie gemeente allerhande gewoonte sondetjies goedkeur.
allerhande ander sondes ook goedkeur en dit nie aanspreek nie. So hulle lewe ook in vrede met die wêreld. Dis maar oukei. Ons sien uiteindelik hoe Christus homself bekend maak en hy sê, ek is die een, en hy sê, ek ken jou werke, jy het die naam dat jy lewe en jy is dood. So daardie lewe kan ons aanneem, dit was 'n goeie, gesonde gemeente, maar binnekant was hulle dood. Hulle kalenders was chock-a-block vol, maar hulle was dood. Die eerste ding wat ons in vers 1 en 2 sien, is 'n daadwerklike gaping tussen die valse vrede, die reputasie van die gemeente, sowel as die realiteit waarbinne hulle geleef het. Hulle was waarlik goed gewees, in baie aspekte, maar die stem van die Here sê vir hulle, julle is koud. Ek het jou werk gesien, en jou werk voor my God nie volkome gevind. Jou geliefdes, hoe hard is hierdie woorde nie? So ek het gesien wat jy doen, maar dit is nie volkome voor die Here God nie. En hier sien ons 'n bietjie van God die Vader, wat 'n hele ander standaard stel vir wat dit beteken om in verhouding tot hom te staan. Daar is nie valse vrede by hom nie. Daar is oorgawe in verhouding tot hom. God die Vader staan en maak dit duidelik dat alhoewel die gemeente alles mooi doen, amper perfek, is die belangrikste aspek daarvan nie daar. Want jy kan al jou aktiwiteite doen en al jou dinge doen met soveel oorgawe, maar kom dit uit 'n verdeelde hart uit. Wat is die hartsbegeerte? Wat is die hartsmotief? Sardes het goed aangegaan en hulle het gelyk of hulle 'n goeie gemeente is. En ons sien in die Ou Testament weet ook al iets hiervan in Jerusalem. Vandag vier die Christendom reg in die wêreld Palm Sondag. Dit is die Sondag voordat Christus uiteindelik gekruisig is, met Goeie Vrydag en die opstanding op opstanding Sondag. In Jerusalem het mense palmtakke neergegooi op die pad soos dat Christus ingekom het met groot vreugde en blydskap. Hosanna, Hosanna. Maar as ons dit langs die teks sit van Openbaring 3, word dit vir ons duidelik onnigtering. Want daar dieselfde mense wat uitgeroep het, Hosanna, Hosanna, het 'n rukkie later Christus gekruisig. Was saam deel van die mense, die skare. Kruisig hom, kruisig hom. Uiterlike entoesiasme help nie veel as innerlik geen lewe is nie. Geen verhouding tot God nie. Hosanna, Hosanna word Christus verwelkom. Net mooi godsdienstige dade. En later sien ons die hart word duidelik. Op Palm Sondag het die mense gedink hulle is veilig omdat Christus nou voor hulle is, maar hulle het nie besef dat hulle wagte uiteindelik ook aan die slaap is. Dit verwys ons ook uiteindelik na die Fariseërs toe, dat hulle koud en blind gestaar het en al hulle geleerdheid, maar nie 'n verhouding met God gehad het nie. Want hierdie mense wat so ywerig geskree het in Christelike, in godsdienstige aktiwiteite, Hosanna, Hosanna, het 'n politieke verlosser verwag. Maar is nie reg gewees vir geestelike herlewing nie, of vernuwing nie. Openbaring 3 roep ons op om nie net palmtakke te swaai en te waai, en te sê, kyk hoe mooi is ons besig om godsdienstig te lewe nie. Dit roep ons ook op om nie net te sê, Hosanna, Hosanna, omdat ons 'n verlosser net soek op 'n tydelike vlak, in ons tydelike omgewing, en nie bereid is om 'n verhouding met God, in verhouding met God te lewe. Want dan getuig dit van geestelike doodskap. Geestelike doodskap of geestelike doodslaap
begin dikwels wanneer ons in valse vrede tevrede raak met 'n vorm van godsdienstigheid wat sonder krag is. Waar ons Bybel lees uit plig uit. Want ek moet tog nie die kinders ook leer om Bybel te lees. Of wanneer ek bid uit gewoonte uit, want dit is hoe ek nog nie te doen. Ons bid maar net ou rympie wat my oupa of ouma my geleer het by die etenstafel. Want dit is maar net 'n gewoonte. In Sardes was die aktiwiteite baie, maar die motivering en die ywer min. Die werk was daar, maar die gees is baie keer nie na geluister nie. So as ons kyk na Christus, met alle respek gesê, as iemand wat 'n diagnose maak, soos dokter, sy die diagnose gewees het, jy is dood. Gemeente van Sardes, jy is dood. Jy is koud aan die binnekant. Maar hy los dit nie daar nie. Hy gee 'n antwoord. Weer eens, ons gebruik baie mense in 'n voorbeeld, maar wanneer jy by 'n dokter sit en die dokter skryf vir jou medikasie voor, dan sê hy vir jou, hierdie medikasie sal jou help met herstel. En dit is wat Christus hier ook doen. Hy sê, daar is ons 5 verskillende maniere hoe om terug te draai van hierdie dood, koudheid wat jy het. Word wakker. Word wakker. Wees waaksaam. Die tweede ene, versterk wat oorgebly het. Dit wat daar is, dit wat min is, dit wat 'n bietjie is, versterk dit. Vier dit aan. Laat dit opwakker. Die derde ene, onthou hoe jy dit ontvang en gehoor het. Die gemeente het die evangelie ontvang. En Christus sê vir die gemeente, onthou die evangelie. Onthou wat jy ontvang het. Onthou dat daar aan julle verkondig is, dat Christus die dood oorwin het, dat hy opgestaan het uit die dood uit. Dat daar genade is, en ons vrye toegang het tot God. Onthou dit. Herinner mekaar daaraan. Dit is wat hulle reeds ontvang het, dit is wat ek en jy ook ontvang het. Die fondasie. Die vierde element, bewaar dit. Bewaar dit wat jy ontvang het. Bewaar dit ten alle kostes. En hoe lyk dit prakties? Wanneer ons dit gehoorsaam. Wanneer ons dit wat God vir ons gee, gehoorsaam. Sy wil gehoorsaam. En die 5de medikasiestuk wat gegee word is bekeer. Bekeer. Bekeer jou en draai terug na Christus toe. Na God toe self. Nie valse vrede nie. Nie 'n groot bankbalans of aansien in die gemeenskap nie. Om aansien te hê in die gemeenskap is basies om soos in Monopoly baie geld te hê en jy's ryk. Dit het geen aansien voor die Here nie. Bekeer en draai terug na God toe. En dan sien ons in vers 3, 4 en 5. As jy nie wakker word nie, sal ek op jou afkom soos 'n dief. Christus waarsku die gemeente, word wakker. As jy nie wakker word uit hierdie valse vrede uit nie, uit hierdie selfvoldaanheid uit nie, dan gaan ek op jou neerkom soos 'n dief in die nag. Onverwags. Jy weet nie wanneer dit kom nie. En daarom sê ek ook, laat die wat ore het hoor. 'n Sinnetjie wat ons in elke brief sien. Hierdie hoor is juist die Heilige Gees wat op ons hart druk. Wanneer Christus sê bekeer en die Heilige Gees herinner ons aan die sondes wat ons doen, aan die dingetjies wat ons as gewoonte sonde sien, dan moet ons bekeer daarvan. Want is die Heilige Gees wat dit in ons werk om ook uiteindelik terug te draai na God toe. Om te bewaar, om te beskerm, om terug te draai. As ons hierdie teks van vandag na ons eie tyd te bring, leef ons baie keer in 'n gemeenskap van selftevredenheid, van valse vrede.
Ons moet ons sien in die gemeenskap en die wêreld dat sukses bepaal word deur hoe baie geld jy in jou rekening het. Die sukses van 'n kerk word bepaal deur hoeveel geboue op hulle kerk te perseel is. Die kerkkompleks is so fantasties uitgebrei. Baie keer word dit gemeet aan hoeveel lidmate is in die gemeente. Daar sê 130 lidmate. Dis maar 'n klein onbenullige gemeente, is dit nie. Maar 'n gemeente wat 500, 700, amper 1200 lidmate het, dit is 'n gemeente wat groei. En dit is 'n fantastiese gemeente. Dit is hoe die wêreld maatstaf het. Het gaan oor hoeveel likes jy het op jou Facebook post. Dit is nie waaroor dit gaan. Dit is die wêreld waarin ons ongelukkig lewe. En dit is 'n wêreld wat getuig van geestelike doodslaap. 'n Wêreld wat dikwels heeltemal vergeet van God. En hy slaap is, want God is mos nog altyd daar. God is mos nog altyd daar, so hy sal ook altyd daar wees. So ek sal môre bekeer. Ag net vandag. Dit is nog so lekker om hierdie sonnetjie te doen. Maar laat ons dan in 'n gemeenskap lewe waar president van Amerika, Donald Trump, nou weer iets sê, dan is ons wakker. Julle moet dan net weet, dan is ons geroer, ons kwaad, hoekom het hy nou weer iets gesê oor Suid-Afrika? Dan is ons wakker. Laat ons lewe in 'n wêreld waar ons hoor die petrolprys gaan op, dan is ons wakker. Hoekom gebeur dit nou? Hoekom het die petrolpryse opgegaan? Die dieselindustrie word nie eens gereguleer nie. Hoekom? Nou is ons wakker. Nou is ons weg. Ons is nou wakker. Laat ons kyk na ons kinders se sport. Ons sit op die paviljoen en dan is wakker. Dan klap ons hande dat goed gaan. Maar dan kom dit by ons geloof. En dan is dit stil. Aan die slaap. Dan is ons nie regtig altyd wakker nie. Dan is ons maar net 'n naam Christen. Ons is 'n lidmaat. Ek het bygedra hierdie maand. Ek het my skincare gedoen. My dienswerk gedoen. Dan is ons nie 'n verhouding met God nie. Dan is ons godsdienstig. Die boodskap aan Sardes was word wakker, bekeer, anders sal ek kom soos 'n dief in die nag. Die vraag wat ons vroeër gevra het, is dit moontlik om reg te lyk, maar tog dood te wees? Ja. Dit lyk of alles goed gaan, maar ons is dood en koud aan die binnekant. Is daar 'n pad terug van so 'n diagnose af? Ja, daar is 'n pad terug. Want ons dien God, die een wat Christus opgewek het uit die dood uit, wat die dood en sonde oorwin het. So daar is 'n pad terug. Bekeer net. Leef in totale afhanklikheid van God. Bewaar dit wat hy gegee het. Mag die Here daadwerklik elkeen van ons laat wakker skrik. Dat ons oë weer oopgaan vir die grootheid van wie hy is. Dat hy sy enigste seun gestuur het om in ons plek die straf te dra. En dat daai seun opgestaan het na die 3de dag en uiteindelik leef. Dit is die goeie nuus van die evangelie. Ons kan nie in valse vrede van hierdie wêreld leef nie. Ons moet lewe in die sekerheid van God. Daarom word wakker, Christene. Word wakker Suid-Afrika. Word wakker in die gereformeerde kerke in Suid-Afrika. Word wakker predikant, ouderlinge, diakens van die gereformeerde kerk byvoorbeeld. Word wakker elke lidmaat. Word wakker almal wat slaap. En bewaar, onthou, versterk, bekeer na God toe. Amen.